Baie welkom by hierdie week se Geloofswoord, 'n platform wat jy kan gebruik tydens jou Bybelstudiegeleenthede, waar jy as 'n groep bymekaar kom of dalk waar jy net as enkel persoon by die Here se woord stil word en daaroor nadink. Mag jy ook tydens hierdie geleentheid dieper nader ontdek wie die Here ook is in jou lewe, maar ook in die mense se lewens rondom jou. Ons het so 2 weke terug het ons begin met die evangelie van Matteus om daarna saam te kyk. Ons het die eerste 2 hoofstukke saam gedoen. En as jy dit dalk gemis het, Matteus 1 en Matteus 2, is jy welkom op ons YouTube kanaal onder Geloofswoord daarna te gaan kyk. Jy is ook welkom in die beskrywing van hierdie video op die skakels daarvoor te gaan druk en dit saam ook te kyk. En dan vandag is ons dan by Matteus 3, wat gaan oor die optrede van Johannes en Jesus se doop uiteindelik. So kom ons word stil vir 'n oomblik, daar waar jy is, kom ons word stil, dan erken ons dat die Here ook teenwoordig is. En nadat ek vir ons 'n gebed gedoen het, dan lees ons ook saam Matteus 3. Here ons Here, wat 'n voorreg is dit nie om u woord te kan lees en te kan verstaan, maar meer as dit, Here, u te kan ontdek nie. En mag dit ook so wees wanneer ons nou by u woord stil word, Here, dat ons u sal ontdek, dat ons u sal hoor, dat ons u sal sien. Dankie, Here, vir die evangelies wat vir ons kom leer hoe u hier op hierdie aarde gewandel het, Here, kom wys hoe dit gelyk het en wat dit beteken, Here, om u na te volg. En dankie, Here, dat daaruit leer ons soveel uit die res van die woord, Here. Kan ons dit terugtrek, deurtrek na dit wat voor die evangelies geskryf is en dit wat daarna geskryf is, Here. Dankie dat u woord 'n konstante in ons lewens kan wees. En elke keer dat ons daarby stil staan, ons kan beleef en ervaar hoe u tot ons lewens spreek. Mag u met elkeen wees wat ook nou saam so luister na hierdie video en saam luister na dit wat ons ook nou lees. Mag u met ons wees wanneer ons ook saam gesels, saam praat, dat ons ook hoor en dit wat hierin staan. En mag u met ons wees in die uitleef ook daarvan, in die wêreld daar buite. Dankie, Here, dat u vir ons goed is en dankie vir u woord, waarby ons kan stil word. In die wonderlike, almagtige naam bid ons dit. Amen. Matteus 3 vanaf vers 1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Jesaja 40 waarna hy verwys word. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra met 'n leergordel om sy heupe, en sy kos was sprinkane en wille heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom gegaan, en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Maar toe hy sien dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom na waar hy gedoop het, het hy vir hulle gesê: Adder geslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas, en moenie eers oorweeg om by julleself te sê: ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water met die oog op die bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy hooivork is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Ek gee 'n oomblik vir jou om saam te gesels as jy in 'n groep is, of net op jou eie te dink as jy alleen is, oor dit wat jy nou gehoor het en dit wat in hierdie eerste gedeelte ook dan nou staan. Hier in Matteus 3 sien ons hoe Matteus van Jesus se geboorte en sy uiteindelike vesting in Nasaret spring na Johannes wat die pad voorberei vir Jesus se koms, vir die Seun van God. En ons sien hier dat hy aan hulle verkondig dat die koninkryk van die hemel op hande is, dat hy die boodskap aan hulle bring en verkondig. Ons sien hoe hy hulle aanmoedig om hulle self te bekeer.
En die mooi ook dan nou weer eens van die vervulling van 'n profesie. Jesaja 40 vers 3. Hier deur Johannes self, die werk wat hy hier doen. En dan die mooi ook uiteindelik van die Jode wat kom om gedoop te word, omdat hulle moontlik dan nou ook hierdie boodskap as 'n profetiese boodskap ervaar en sien wat Johannes dan ook bring. In daardie tyd was dit eintlik die gebruik gewees dat die heidene wat oorgekom het na die Joodse geloof ook 'n tipe van 'n doop ondergaan het, 'n afwassing ondergaan het. Maar moontlik hierdie skoonwas van sondes, waarin nou die hoofmotivering is vir waarom die Jode dan na Johannes toe sou kom om uiteindelik dan ook gedoop te word, om hierdie boodskap te ontvang. Maar die Sadduseërs en die Fariseërs kom dan ook en hulle kom aanskou Johannes wat doop. Hulle aanskou wat nou gebeur het. En dit mag dalk vir ons klink as lesers as ons dit lees, asof hulle dalk kom om self gedoop te word, maar later sal ons ook sien dat dit eintlik maar uit nuuskierigheid heel moontlik was, dat dit eintlik maar was omdat hulle Johannes as 'n teenstander gesien het. Maar dit eintlik was uit 'n plek uit waar hulle wou kom sien wat hy doen, sodat hulle weer teen dit iets kan kry. Maar die mooi dan ook van Johannes wat nie terugdeins of terugstaan nie, wat oop en eerlik met hulle is en sê, "Sjoe, maar jy kan nie gedoop word as jy nie vrugte dra wat spreek van die bekering nie." Hierdeur sê Johannes uiteindelik dat hulle nie gedoop kan word nie, dat hulle nie die doop kan ontvang nie, want moontlik was daar van hulle wat dalk gedoop sou wou word. Maar hulle kan nie doop ontvang en nie leef dit wat daardeur ook vir ons verkondig word nie. Nie leef dit wat Christus vir ons ook kom bring het nie. Die Heilige Gees moet uiteindelik die verandering wees. Die Heilige Gees moet uiteindelik die verandering in ons bring. Ons moet uiteindelik verander word deur die doop. Nie deur die doop as teken nie, maar deur die betekenis van die doop, deur die krag wat daar agter die doop ook is. Dit moet 'n lewe wees wat spreek van 'n lewe wat Christus ook kom lei het, 'n lewe toegewy aan die Here. Nie 'n lewe toegewy aan Abraham of die profete of wat dit mag wees nie. Nee, 'n lewe toegewy aan God wat spreek van sy vrugte. Die een wat vir ewig is. Die een wat vir my en jou geskep het. Johannes kom bevestig hierdie boodskap en hy kom bring dit ook aan elkeen van ons. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde: "Ek behoort deur u gedoop te word en u kom na my." Jesus het hom geantwoord: "Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul." Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug." Dit is een van daardie gedeeltes wat altyd maar net vir my hoendervleis gee as ek dit lees. Gee jou 'n oomblik om daaroor te dink, saam daaroor te praat en te reflekteer op dit wat jy ook nou in hierdie laaste stuk van Johannes 3 gehoor het. Die verlossende krag lê in die een wat na Johannes kom. Ons moet ons sondes bely, ons skuld bely, sodat Christus uiteindelik in ons harte en ons hele lewens die Here kan wees. Hier in die laaste gedeelte is dit so mooi hoe Jesus eintlik sy bediening kom bevestig. Hy wat deur Johannes self gedoop word, hy wat hier as mens gedoop word, maar ook as God sy bediening begin. As God die perfekte een is, wat vir my en jou sondes in ons plek daarvoor ook kom sterf. En in die simboliek dan nou van die duif wat ook op hom neerdal, moontlik 'n terugwysing na Genesis 1 waar God se gees oor die waters gesweef het. Sommige rabbies wat dit verbind het ook aan 'n duif. Hoe mooi hierdie duif waarvan al 4 evangelies praat wanneer Jesus gedoop word, wat op Jesus kom neerdal. Hierdie beeld van 'n duif, hierdie beeld van vrede, hierdie beeld van Jesus Christus self, wat ook God is. Volledig mens, volledig God. En dan aan die einde van hierdie gedeelte,
Ek lees net weer vir ons. Vers 17. Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Hoe mooi is dit nie, dat ons hierdie kan lees en kan weet, dat Jesus self die voorganger kom word het, vir ons verlossing nie. Dat hy uiteindelik die een kom word het, wat die sonde wat deur een mens in die wêreld ingekom het, dat die een kom word het, wat daardie sonde ook weg kom vat, ons skoon kom was. Mag jy deur die doop van Jesus ook herinner word in jou eie doop, aan jou eie skoonwassing in God self. Mag jy herinner word dat jy sy kind is, dat hy jou uitkom kies het deur sy groot genade. Al wat jy moet doen, is om jou te bekeer tot hom. Mag jy hom elke dag kies. Mag jy jouself elke dag bekeer tot hom. En mag jy weet dat sy Heilige Gees ook oor jou is, op jou neerkom dadelik. Nie omdat jy so wonderlik of so goed is nie, maar omdat God so gekies het, omdat hy jou liefhet, omdat sy genade vir jou genoeg is. Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan sluit ons af deur saam te bid. En dan sal ek vir ons ook 3 vrae op die skerm sit, dat julle welkom is of jy welkom is om dan nou te bespreek. Here, baie dankie dat ons net weer opnuut deur Matteus 3 kan sien hoe U nog altyd die pad voorberei. Die pad voorberei vir ons om U aan te neem as ons Here, as ons verlosser. Maar ook hoe U die pad voorberei vir ons om U werk in hierdie wêreld te doen. Dankie dat U die voorganger kom word het, Here. Dankie dat U deur Johannes wat U gedoop het, Here, vir ons kom wys hoe U ook weer eens met nederigheid, met diensbaarheid in die wêreld ingekom het, maar ook U bediening begin het. En help ons, Here, gee vir ons die krag, gee vir ons die moed om te volhard in hierdie wêreld, met die werk wat U begin het. Dankie, Here, dat ons kan volhard, omdat die Gees met ons is. Dankie, Here, dat ons kan volhard, omdat ons skoon gewas is. Help ons om ons sondes te bely, nie omdat ons elke keer skuldig moet staan nie, maar omdat ons weet, wanneer ons voor U kom staan as skuldenaars, Here, dat ons ook skoon gewas is deur U. Dankie vir hierdie verlossing, en dankie dat ons dit saam met ons kan vat in die wêreld in. In die wonderlike naam vra ons dit, dat ons dit alles. Amen. Die eerste vraag wat jy welkom is om te bespreek, om oor na te dink, is die vraag, wat beteken die doop vir jou? Die tweede vraag, hoe kan ek en jy 'n lewe leef wat vrugte dra, wat by die bekering pas? Ons lees hier in die laaste vers van Matteus 3, dit is my geliefde seun waaroor ek my verheug. Wat beteken hierdie woorde vir jou ook, as jy dink aan Jesus wat ook aan die kruis gehang het, en gevra het, Vader, waarom het U my verlaat? Wat beteken dit vir jou, dat God se eie seun aan die kruis vir jou gesterf het? En hoe leef jy jou lewe elke dag, in dankbaarheid, vir wat hy ook vir jou kon doen het? Die Here se krag is ook met jou. Hy stel jou in staat om sy werk in hierdie wêreld te doen. Mag jy weet, dat hy saam met jou is as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.